Ons Vader wat in die hemel is. Ons dank U vir die voorreg wat ons het om U te kan en te mag ontmoet. Want so het U ons reeds vroegoggend gedring om op te kom na hier waar broers en susters saam is en ons saam U naam mag verheerlik. Ons dankie dat ons dit mag doen in hierdie wete dat U vir ons wag. En dankie dat ons gegeewe hierdie liefde ook vir mekaar kan wag, bedoelende op die uitkyk kan wees vir mekaar kan verwag, mekaar kan erken, mekaar kan aanvaar vir wie ons is, omdat U ons gemaak het. Ons dankie dat ons nou U woord mag oopmaak. En ons dankie dat U 'n God is wat met ons bly praat. En ook so die moeite wat U doen aan ons bevestig. Wanneer ons saam is, om ook ons deelname deur luister en self ondersoek in ons harte tentoon te stel, is dit ons bede dat U ons elkeen gewillig sal maak, om ook van harte hieraan deel te neem. Maar waar 'n gebroke mens die voorreg het om U woord te mag verklaar en toepas, is dit ook ons bede dat U aan die woord sal kom en dat U dit wat krom en skeef is deur U Gees sal reguit buig, sodat elkeen van ons ook met nuwe oë, met nuwe belangstelling, met nuwe toewyding ook hierdie lewensweek wat vir ons aangebreek het, sal tegemoet gaan. Dit is ons bede, dat U sal spreek, want U diensknegt en U diensmaagd luister. Ons bid dit alles sonder enige verdienste van ons kant af, en ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons lees saam uit die woord van die Here uit 'n baie bekende gedeelte aan die einde van die Johannes-evangelie. En dan is dit baie opmerklik dat Johannes, die disipel van liefde, dan ook die eerste disipel was wat die Here herken het na daardie visvang geleentheid. So liefde wat wyd en diep en ver kyk. Kom ons lees uit Johannes 21 vers 1 tot en met vers 19. Daarna, dit is nou waar Jezus nou weer aan die disippels verskyn het en Thomas wat nie wou glo nie, die geleentheid gehad het om die Here te kon sien, aan hom te kon voel. En dan sê Johannes 21 daarna, het Jezus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Nou, ons moet onthou, die see van Galilea, die see van Tiberias, was eintlik ons Here Jesus se hoofkwartier gewees. Daar het hy talle van sy wonders, sy gelykenisse en sy preke van stapel gestuur. En dan sê Johannes, dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Moedeloos, teleurgestel, bang.
Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle: "Mense, het julle nie iets gevang om te eet nie?" "Nee," antwoord hulle. Hy sê toe vir hulle: "Gooi die net aan die regterkant van die skuit, die stuurboordkant, daar waar uit toerusting op die skuit was. Dan sal julle iets kry." Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus: "Dit is die Here." Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolei was kaal, en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle: "Bring van die vis wat julle nou net gevang het." Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle: "Kom, eet." Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra: "Wie is u nie?" Hulle het geweet dat dit die Here is. Nou die derde keer, wat die gedeelte sê, dis die Here. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier?" "Ja, Here," antwoord hy hom, "U weet dat ek u lief het." Hy sê toe vir hom: "Laat my lammers wy." Jesus vra hom weer 'n tweede keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief?" Hoor u, nou hierdie keer word die ander nie gemeld nie. "Ja, Here," antwoord hy hom, "U weet dat ek u lief het." Hy sê toe vir hom: "Pas my skape op." Jesus vra hom die derde keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my lief?" Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het: "Het jy my lief?" En hy antwoord hom: "Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het." Hy sê toe vir hom: "Laat my skape wy. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie." Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom: "Volg my." 'n Baie ryk gedeelte, broeder en suster, wat ons gaan probeer verklaar en toepas met die oog op, kom ons noem dit 'n intreepreek en ook ons nagmaalviering. En dan is ons fokusverse, vers 7, 12 en ook vers 17. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus: "Dit is die Here." En dan in vers 12, toe sê Jesus vir hulle: "Kom, eet." Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra: "Wie is u nie?" Hulle het geweet dat dit die Here is. En dan ook vers 17, Jesus vra hom die derde keer:
Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Geliefde broeder en suster, kinders, teleurstelling. Teleurstelling is iets wat ons by wil verbyskuur ten alle koste. Maar dit is 'n onvermydelike stilhou plek in ons lewens. Maar nou weet ons, en so ervaar ons dit, dat teleurstelling 'n reuse skaduwee oor ons lewe werp. Dit maak ons lewens donker. Maar nou kom Johannes 21 en laat die lig in hierdie donker vertrek van teleurstelling en moedeloosheid skyn. En gegee by Johannes 21 word moedeloosheid 'n donker kamer, maar 'n donker kamer waarin die lewensfoto van ontdekking ontwikkel word. U sien, moedeloosheid is toe helaas nie die eindpunt nie. Is toe helaas nie die punt en die uitroepteken agter my lewe nie, maar die beginpunt. Want sodoende word teleurstelling en moedeloosheid juis daardie oomblikke waar ons die teenwoordigheid van die Here op sy duidelikste en sy beste kan herken ter wille van ons kinders. In daardie donker kamer van moedeloosheid kom die wow van die erkenning, dit is die Here na vore. Want wat leer ons uit die gedeelte? Die Here verskyn net aan mense in pragtige kerkgeboue, in ou antieke tempels. Maar hy is ook daar op die strand met dagbreek. Hy is daar waar ons besig is met ons dagtaak, agter 'n lesenaar, voor in 'n klaskamer, in 'n werkswinkel, waar ek myself ook al kan en mag bevind. Ook daar verskyn hy graag aan mense. En dan wil ons sê, aan moedelose mense. Ken ons dit nie? Ken ons dit nie soos hierdie disippels? Dan word 'n hele nag lank vis gevang. En dan kom ek met leë hande terug. Ek span my in my beroep, in my werk, in my persoonlike lewe. En dan het ek al hierdie wonderlike ideale. En dan kom ek op 'n dag agter, maar bitter min van hierdie ideale word verwesenlik. En nou die troos wat ek vanoggend aan elkeen van ons kan en mag verkondig. Laat ons nie vergeet wie te midde van al hierdie omstandighede teenwoordig is nie. Die opgestane, lewende Here. Daardie oggend toe Jesus aan die disippels verskyn, nadat hulle bes probeer het en niks kon regkry, staan die vreemdeling daar op die strand. Hy weet wat in die nag gebeur het. En hy gebruik in daardie oggend 'n
in daardie nag hulle moedeloosheid, hulle vissermansboot, hulle leenette en hulle grove, ruwe vissermanshande. Hy gebruik dit alles. Maar, broeder en suster, laat ons nie by dit verbykyk nie. Wat gebeur hier? 'n Hele nag probeer hierdie kundige vissermanne al hulle kundigheid inspann, en 'n mens kan jouself indink, dat die een na die ander raad gegee het, maar as ons nou nie dit reg kry nie, kom ons probeer dit nou op hierdie manier. Maar te vergeefs. En dan staan ons opgestane Here daar op die strand as 'n vreemdeling, want hulle het hom toe nog nie herken. En hy sê, in plaas van links, gooi hierdie net van julle aan die regterkant. Met ander woorde, doen dit nou op 'n ander manier as waaraan julle gewoond is. En dan, soveel vis, dat hy nette wou skeur, maar tog nie skeur nie. Nou vandag, broeder en suster, is daar talle vissersbote wat op die oseane rondgaan. En op daardie moderne vissermanbote is daar 'n instrument wat hulle noem die visvinder. Nou daardie visvinder werk met, kom ons noem dit, sonargolwe. En daardie sonargolwe word uitgestuur, en wanneer dit daardie voorwerp onder die oppervlakte van die see raak, word daardie golf eintlik weer teruggekaats. En sodoende kan moderne apparate ook raak sien, maar hier is die beste plek moontlik om vis te vang. Daardie dag, daardie nag, was daar nie so 'n instrument op die disippels se boot. Maar met eerbied gesê, die visvinder, die visaanwyser staan op die strand. Hy wys vir hulle, doen dit deur die net aan die regterkant uit te gooi. En wanneer die disippels na daardie harde werk, daardie net op die strand trek, is daar alreeds 'n vis op die kole. Is daar alreeds brood. En Jesus nooi hulle uit na hierdie visbraai teen dagbreek op die strand. U sien, broeder en suster, wat vanoggend aan elkeen van ons verkondig word, is nie 'n afskeidsgeleentheid nie, maar dit is 'n intree, kom ons noem dit 'n bevestigingsgeleentheid van disippels wat nie alleen moedeloos was nie, maar wat op hierdie stadium onwaardig gevoel het. En dan die krag van hierdie gedeelte, wat eintlik soos konsentriese sirkels, soos wanneer 'n mens 'n klip in die water gooi, eintlik net weier en weier en weier gaan. Die gedeelte wat vir ons sê, dit begin alles by 'n vreemdeling wat praat, die disippels wat luister. En wanneer hulle luister, hoor nou die trappe van vergelyking, die volgende konsentriese sirkel. Die herkenning of erkenning, dit is die Here. En daardie konsentriese kring verder uit. En dit bring die ervaring van hierdie gemeenskap met die opgestane Here na vore. En dit lei na roeping as die middelpunt. Ons som hierdie 4 konsentriese sirkels op aan die hand van die woordjie leer. Die eerste woord van elke begrip. Luister, erken, ervaar en roep. Maar baie belangrik, broeder en suster, hierdie
beweging, kom ons noem dit hierdie kragtige golf, wat hier van stapel gestuur word. Kom hier binne die raamwerk van daardie kontras tussen leeg en vol. Leë nette wat vol gemaak. Leë maag, leë ingewandes wat gevoed word deur ons Here Jesus. Die leegheid van teleurstelling wat oorgaan in die volheid van roeping. En daarom trek ek bokant die behandeling van die gedeelte 'n gordyn oop wat ons graag dan noem die lewende en opgestane Here kom moedelose diensknegte tegemoet en skenk waardigheid deur roeping. Ons sou dit effens korter kon stel en sê, die liefde van die opgestane Here dring ons om te luister, te erken, te ervaar en roepingsbewus te wees. Kom ons kyk na hierdie 4 gedagtes van die leer golfbeweging in die gedeelte. Wat sou u en ek, broeder en suster, gedoen het? Wanneer mense wat naby aan jou geleef het, gereeld saam met jou geëet het, mense aan wie jy die geheim, Dominee Jan se preek van gisteroggend, met wie jy die geheim van die koninkryk en die evangelie gedeel het, jou in die rug steek. Ons sou hierdie mense links en regs afgeskryf, is dit nie? Want elkeen van ons weet dat daardie gevaar om mense links en regs af te skryf baie na aan elkeen van ons is. Veral wanneer hulle my in die steek laat op kritieke en belangrike tye in my lewe. En nou vra ons, wat doen ons Here Jesus? Hier waar verhoudinge skeef geloop het met sy gevangeneming en sy kruising. Wat gaan hy doen? Gaan hy hierdie disippels daardie oggend roskam? Gaan hy vir hulle die Lewiete voorlees en sê, ek sal julle nog hierdie een keer vergewe, maar bewaar julle as julle dit 'n volgende keer doen? Dankie tog. Dit doen ons Here Jesus nie. Hy skryf nie af nie, maar hy kom. Hy kom na sy disippels toe. Hy kom hulle tegemoet te midde van moedeloosheid, te midde van daardie gevoelens van onwaardigheid. En hier kom voed hy hulle. Nee, eintlik moet ons sê, hy stuur op hierdie oomblik daardie sonargolwe van sy teenwoordigheid en sy liefde uit. Hy gee liefde waar mense onwaardig is. Hy vra nie daardie oggend teen dagbreek vir die disippels, watter prestasies het julle al as vissermanne of as disippels bereik nie? Hy vra nie in die eerste instansie, wys vir my hoeveel het julle nou gevang nie? Hy vra nie in die eerste instansie, wat het julle nou bereik in hierdie nag nie? Hy kom te midde van daardie leegheid, daardie gevoel van platgeslaan, kom hy hierdie disippels tegemoet. En hy betoon liefde. Nou kom ons vergelyk dit met 'n spieël wat breek. Want dis eintlik wat in terme van die verhouding tussen ons Here Jesus en die disippels gebeur. Kan jy jouself indink
ons Here Jesus waarsku vir Petrus. Hy sê, in hierdie nag nog, sal jy my verloon. Petrus op sy agtervoete en sê, nie hierdie man, nie Petrus nie. Al hierdie ander kollegas vir my, hulle kan dit nog moontlik doen, maar nie hierdie man. En dan tot 3 maal toe, waarvan die aanduiding groot is, dat dit die laaste maal swetsend gedoen is. Verloon hy die Here, en dan kraai die haan. Met ons Here Jesus wat omdraai, en Petrus in die oë kyk, amper soos 'n brandyster. Geen woorde nie, maar oë wat sê, het ek jou nie gesien? En nou, hierdie 3 dae wat verby is, het die Here my afgeskryf. Geld daardie roeping nog steeds? Wat gaan nou gebeur? 'n Spieël wat gebreek het. En dan kan ons baie maklik sê, die spieël het gebreek, dit het nie meer waarde nie. Johannes 21 kom met die teenoorgestelde. Alhoewel daardie spieël gebreek het, kan die lig steeds weerkaats word, kan die lig steeds hieruit skyn. Ons Here Jesus kom nie met gom, kontakgom, en hy plak nou maar bloot hierdie stukkies aan mekaar. Maar hy kom en hy laat sy liefde uit hierdie spieël van verhoudinge wat gebreek het, skyn. En deur liefde herstel hy hierdie spieël, hierdie verhouding met sy disippels. Broeder en suster, kan ons onsself indink? Hier op die drempel van dit wat die disippels beleef. Daardie drempel tussen nag en dag. Daardie drempel tussen teleurstelling en moedeloosheid en 'n nuwe toekoms. Op hierdie drempel tussen uit myself kry ek niks reg nie. En die ontdekking van die Here wat in oorvloed en in volheid in pleroma gee. Daar staan ons Here Jesus. En na die erkenning van dit is die Here, bou hierdie hele gedeelte op na die waardigheid wat die Here gaan gee. Maar 'n waardigheid wat nie op 'n goedkoop manier verwerf word nie. Hierdie disippels kom dan nader met daardie net, maar nie voordat hulle hierdie uitnodigende woorde hoor. Kom, eet. Soortgelyk aan wat ons net nou met die nagmaalviering gaan beleef. Kom, soos jy is, met wat jy het, en eet. Kom ervaar my teenwoordigheid. Kom ervaar hierdie gemeenskap met my, deur saam te eet. Maar broeder en suster, hoor u die genade? Alhoewel daar reeds vis op die kole is, en al reeds brood is om te eet, hier kom en dan nooi Jesus hulle uit en sê, bring dit wat julle gevang het. Ek twyfel of al 153 visse daardie oggend gebraai is, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Maar kom, bring dit wat julle nou so hard aangewerk het. En voeg dit by dit wat ek voorsien het. Daardie vis wat alreeds braai. Kan jy jouself indink? Ons dienswerk in die gemeente, broeder en suster. Soms voel dit vir ons asof ons hier teen die bergpieke wandel, met wonderlike dinge wat vermag word. En ander kere voel ons maar, dit is soos daardie disippels wat vis vang of probeer vang, maar die nette bly leeg.
totdat die Here op sy manier ook 'n ander manier wys, waar ons luister na sy woord. En hy sê, bring die bietjie of die baie. Bring dit wat jy het, en geniet en ervaar hierdie verhouding en hierdie gemeenskap. Kom, eet, laat ons fees vier. En weet jy, broeder en suster, dis die skerppunt van die gedeelte. Daardie diep pastorale gesprek waar Petrus en die disippels herstel word in hulle diens, waar hulle intrede beleef in hierdie dienswerk, begin by hierdie maaltyd, hierdie visbraai teen dagbreek op die strand. Want toe hulle klaar geëet het, draai Jezus na Petrus toe. Hy kyk met sagte oë na hom, maar nie voordat hy 3 keer vra, het jy my lief? Maar kom ons kyk. Hy begin deur Petrus, nie as Petrus aan te spreek nie, hy sê, Simon, seun van Johannes. Jezus neem Petrus terug na sy oorsprong, sy doopname, sy familiename. Hierdie rekenaar van jou wat hang, Petrus, jy het my verloon, word afgeskakel en weer aangeskakel. Daardie knoppie op die rekenaar verfris. Simon, seun van Johannes, my sonaar oë, my sonaar liefde, kyk jou voor die kop, maar ook in die krop. Nie hoeveel het jy nou reg gekry nie, hoe groot en hoe diep was jou foute nie, het jy my lief? Jezus vra eers, het jy hierdie volmaakte selfofferende liefde, selfs meer as die disippels? En dan antwoord Petrus en sê, nee, ek het nie daardie liefde nie. Ek het hierdie eerbiedige broederliefde wat 'n mens het. Tot 3 maal hierdie vraag. En dan die 3de maal. Onthou jy, toe hy Jezus verloon, die 3de maal, die hane kraai, en nou die 3de maal, trane, droefheid, belydenis van geloof. Here, U weet dat ek U lief het. U weet dit alles. Want U sonaar liefde kyk tot hier diep in my binneste. En dan, broeder en suster, kom daar die 3 opdragte. Laat my lammers wy, laat my skape wy, voed my kudde. Ons sou kon sê, reik uit na kinders, na hulle wat nog nie die blye boodskap gehoor het. Gee kos aan my kudde, aan gelowiges, op pastorale manier. Maar voed hulle ook met die kos van God se woord, deur al die gestaltes van woordverkondiging. Indien dit, broeder en suster, in hierdie naweek by my bevestiging en my intreepreek, die 3 vrae is, wil ek sien 'n kans om dit te doen, is my antwoord van harte ja. Van harte. Maar weet jy, broeder en suster, nie voordat ons na die volgende skyfie kyk nie. Dis 'n, kom ons noem dit 'n vraelys op grond van Johannes 21.
as ons hom net op die skerm kan kry. Dit is vrae wat Johannes 21 nie net aan my vra, maar ook aan u as gemeente waar ons saam verbind word tot hierdie roeping van dienswerk. Die eerste vraag is, het ek die Here werklik lief? Luister ek en u na die Here se aanwysings deur die oor teen die woord te hou? Gaan u en ek saam die nette uitgooi? Nie maar net om meer lidmate te kry, maar omdat ons mense liefhet. Spandeer u en ek tyd in die Here se teenwoordigheid om gevoed te word. En dan is offers te veel gevra. Of besef ons dan nie dat diens ook teenkante kan verg. Kopklem vra. Maar dit alles, broeder en suster, wat daar staan, word omarm deur daardie vraag. Het jy my lief? Al wat ons kan antwoord, Here, u weet dit. U weet dit beter as enige iemand. Want u is immers my alles. U is my lewe. Amen.